hoopsteen neerlê, dan is daar baie groot kans daai steen gaan nog daar wees die dag as jy nie meer hier is nie. So die steen sal die meerderheid van ons oorleef en dalk moontlik nog net so lyk soos wat hy vandag lyk. Ek is Helena Boer, ek is mede-direkteur van De Hoop Steenwerwe en ons maak bakstene. De Hoop Steenwerwe sit in die hart van die Parel, ons is hier by die voet van die Klein Drakensberge. Die spesifieke area waar die steenmakery is, het 'n baie ryk klei strook wat hier verby hardloop. Die klei myn wat ons klei uithaal, is spesifiek baie mooi kleur wanneer dit gebak word, wat dan nou die De Hoop steen sy unieke rooi kenmerk gee. So in 1946 het my ouma Sofia Kotse die plaas bekom en op daai stadium was daar oorblyfsels van 'n bestaande baksteenfabriek. Natuurlik het hulle ons nog gesien daar is baie klei hier en daar is potensiaal en die steenmakery het toe nou weer 'n nuwe lewe gekry. Met die tyd toe hulle die plaas aangekoop het en toe sy begin het sy 'n bestuurder gehad wat aanvanklik die eerste stene begin maak het en hulle het hoofsaaklik buiteoonde gehad wat net gefokus het op boustene en toe in die 70er jare toe begin ons kyk na ietsie anders. Ons het begin met die dakke om die buiteoonde soos wat hulle nou die stene droog om dit onder dak te begin doen en dit was al klaar 'n groot mylpaal gewees op daai stadium. En toe so 10 jaar later, in die vroeë 80's, toe het my pa die eerste oonde ingevoer van Italië af en dit was ook 'n groot storie gewees. En met die eerste stene wat er nou uitgekom het uit die nuwe oond uit, die ingevoerde oond, was dit nou 'n baie mooi steen. Ons was toe moontlik om 'n plesierstene te maak, 'n plaveistene te maak, jou vuispriks en jou pywers en natuurlik met die mooi De Hoop rooi kleur soos wat mense dit nou ken. Ons stene is verskriklik hard. Die temperatuur van ons oonde om die stene te bak is oor 1000 grade. So waar 'n normale bousteen sê maar tussen 7 of 14 MPa druksterkte het, hardloop ons stene hier ver oor die 30-40 MPa's. Wat dit 'n geharde steen maak. So daar word definitief 'n mate van hoë kwaliteit gekoppel aan ons stene en waar ons geweldige trots dra. Vir ons om stene te kan maak, moet ons mynpermitte hê van die departement Mines and Minerals en saam met jou mynpermitte het jy 'n baie spesifieke skills development program en ons het jaarliks word daar verskillende projekte geïdentifiseer vir die gemeenskap uit te bou. Hierdie jaar byvoorbeeld is daar weer die uitbreiding en ontwikkeling van kleuterskole wat ons nou kyk. En ons kry gereeld aansoeke van mense en dan kyk ons hoe pas dit in by ons spesifieke plan vir daai jaar wat ons dan nou ingedien het vir ons skills development. So ook met van ons werkers. Ons kyk na die skills development van die verskillende werkers en waar mense kan gaan vir opleiding of dit nou is om nou iemand wat nog nooit in sy lewe voertuig ry het, ons laat kry vir hulle lisensies om byvoorbeeld verkuister te ry en die mense werk hulle self ook op na verskillende posisies toe basies in die maatskappy. Daar is 'n konstante vloei van dinge rondom die bou van die gemeenskap, die upliftment van ons werkers en dan natuurlik ook die terugstoot in die gemeenskap gedeelte.